Die boeke van 1 en 2 Konings. Hoewel hulle 2 aparte boeke in ons Bybels is hulle oorspronklik as een boek geskryf, wat die verenigde verhaal vertel wat voortgaan vanaf die boek van Samuel wat voor dit kom. So Dawid het die stamme van Israel in 'n koninkryk verenig. En God het beloof dat die messiaanse koning uit sy nageslag sal kom, wat God se koninkryk oor die nasie sal vestig en die beloftes wat aan Abraham gemaak is, sal vervul. So die boek van Konings vertel die verhaal van al die konings wat na Dawid gekom het, en nie een van hulle het daardie belofte gestand gedoen nie. Trouwens, hulle reuneer die nasie van Israel. Die boek is ontwerp om 5 hoofdele te hê. Die verhaal se begin en einde fokus op Jerusalem. Dit begin met Salomo se heerskappy en konstruksie van die tempel, en dan in hierdie laaste gedeelte eindig dit met Jerusalem se vernietiging en Israel se verbanning na Babylon. En die verhaal wat lei tot hierdie tragedie is waaruit die 3 middelste gedeeltes bestaan, wat verduidelik hoe Israel in 2 strydende koninkryke verdeel het, hoe God probeer het om die korrupsie van Israel te voorkom deur die profete te stuur, en hoe ballingskap die onvermydelike gevolg van Israel se sonde was. Die boek begin met 2 hoofstukke oor die koninkryk wat van die ouer wordende Dawid na sy seun Salomo oorgedra word. En Dawid se laaste woorde aan Salomo, dit was baie soortgelyk aan daardie van Moses en Josua en Samuel aan die volk. Dis 'n oproep om getrou te bly aan die bevele van die verbond en slegs aan die God van Israel trou te sweer. Maar Dawid se woorde klink maar tamelik leeg hier, want Dawid en Salomo gaan dan voort om saam te sweer hoe hulle hierdie nuwe koninkryk gaan konsolideer deur 'n hele reeks van politieke moorde. Dis nie 'n goeie begin nie. Salomo se beste oomblik kom wanneer hy God vir wysheid vra om Israel te lei, en hy vervul selfs Dawid se droom om 'n tempel vir die God van Israel op te rig. Hier stop die verhaal eintlik en beskryf in detail die ontwerp van die tempel. Net soos die tabernakel ontwerp is in die Torah, is daar al hierdie goud en juwele en voorstelling van engele en vrugtebome. Dis alles simboliek wat terug echo na die tuin van Eden. Dis die plek waar hemel en aarde ontmoet, waar God se teenwoordigheid by sy mense woon. Maar skaars het Salomo die tempel voltooi, of hy maak werklik aaklige keuses en die koninkryk val uitmekaar. Hy begin om met dogters van ander konings te trou, honderde van hulle, vir politieke alliansie. En dan neem hy hulle gode aan en leer Israel om hulle te aanbid. Salomo versamel dan yslike hoeveelhede rykdom. Hy bou 'n geweldige weermag en stel self slawe arbeid in vir al sy bouprojekte. Nou as jy teruggaan na die Torah en kyk na God se riglyne vir Israel se konings in Deuteronomium 17, breek Salomo elkeen hiervan. En teen die tyd wat Salomo sterf, lyk hy soos Farao, die koning van Egipte, meer as wat hy na sy pa Dawid lyk. Die volgende gedeelte van die boek begin met Salomo se seun Rehoboam, wat nes sy pa optree. Dis 'n baie hartseer verhaal van gulsigheid en magsbeheptheid. Hy probeer om die belasting vir slawearbeid te verhoog, en onder die leierskap van Jerobeam verwerp die noordelike stamme dit. Hulle rebelleer en stig af en vorm hulle eie koninkryk. So nou in die verhaal het jy die suidelike koninkryk Juda wat gesetel is in Jerusalem met konings uit die nageslag van Dawid. En nou hierdie nuwe noordelike koninkryk wat Israel genoem word, wie se hoofstad uiteindelik Samaria sal wees. Jerobeam bou ook 2 nuwe tempels om te kompeteer met Salomo se tempel in die suide. Hy sit 'n goue kalf in elkeen om die God van Israel te verteenwoordig. Die koneksie met Eksodus 32 en die goue kalf is nogal duidelik. Van hier af gaan die verhaal heen en weer, van noord na suid en spoor die lot van beide koninkryke na. Elkeen het ongeveer 20 agtereenvolgende konings, en terwyl die skrywer elke koning voorstel, evalueer hy hulle heerskappy volgens 'n paar kriteria. Het hulle slegs die God van Israel aanbid, of het hulle die aanbidding van ander gode aangemoedig?
het hulle met afgoderry tussen die mense klaargespeel en het hulle getrou aan die verbond gebly soos Dawid, of het hulle korrup en onregverdig geraak? En volgens hierdie kriteria vind die skrywer geen goeie konings in die noordelike Israel nie. Dis 0 uit 20. En dan in suidelike Juda kry slegs 8 uit 20 'n positiewe beoordeling, wat verband hou met 'n ander groot doelwit in hierdie boek. En dis om die rol van die profete bekend te stel, sleutelfigure in Israel se geskiedenis. So in die Bybel was profete nie fortuinvertellers nie. Hulle het eerder namens die God van Israel gepraat en hulle die rol gespeel van waghonde van die verbond. Wat beteken dat hulle afgoderry en ongeregtigheid tussen konings en mense uitgewys het. Hulle het Israel konstant herinner dat hulle die lig vir die nasies moes wees, dat hulle die bevele van die Torah moes gehoorsaam. So die profete het Israel uitgedaag om berou te toon en hulle God te volg. En in hierdie middelste gedeelte laat God profete verskyn vir elke koning om hulle verantwoordbaar te hou. Die mees prominente profete was die noordelikes, Elia en sy disipel Elisa, presies hier in die middel van die boek. Elia was 'n wilde profeet, wat in die woestyn gewoon het, en sy aardsvyand was die noordelike koning Agab en sy Kanaanitiese vrou Isebel. Saam het hulle twee die aanbidding van die Kanaanitiese god Baal in Israel ingestel. En so in 'n bekende verhaal het Elia 450 profete van Baal uitgedaag tot 'n kompetisie om te sien wie se god 'n werklikheid was. Dus het hulle albei altare gebou en tot hulle gode gebid, maar slegs die God van Israel het met vuur geantwoord. Hierna het Agab sy koninklike mag gebruik om 'n Israelitiese boer te vermoor en toe sy familie se wingerd te steel. En Elia konfronteer weer Agab se onreg en hy kondig die val van sy huis aan. Elia gee uiteindelik die mantel van sy profetiese leierskap oor aan 'n jong disipel genaamd Elisa, wat 2 maal die autoriteit van Elia vra. En wat fascinerend is hoe die skrywer 7 wonderbaarlike dade van Elia oorvertel, en dan vertel hy 14 verhale van wonderbaarlike dade van Elisa. Beide profete was duidelik besondere mans en hulle het dieselfde rol gespeel deur Israeliese konings te konfronteer oor afgoderry en onregverdigheid. En uiteindelik was hulle onsuksesvol om Israel te red van geloofsversaking. In die volgende afdeling word die noordelike koninkryk geskud deur 'n bloedige revolusie wat deur koning Jehu begin word, wat Agab se familie vernietig. En hoewel Jehu deur God aangestel is, het sy geweld net buite beheer geraak. En dit skep hierdie spiraal van politieke moorde en rebellies waarvan Israel nooit herstel het nie. Staatsgreep na staatsgreep volg na Jehu. Elke koning volg ander gode, laat verskriklike ongeregtigheid toe. Dit lei alles tot 2 Konings hoofstuk 17. Die groot slegte ryk van Assirië kom af en neem die hele noordelike ryk oor, en die hoofstad van Samaria dis verower. En die Israeliete word verban en versprei reg oor die antieke wêreld. Nou, hoofstuk 17 is 'n sleutelhoofstuk. Die skrywer stop die verhaal en bied hierdie profetiese nadenke oor wat pas gebeur het. Hy blameer die val van die noordelike koninkryk op die afgoderry en ontrouheid aan die verbond van Israel en sy konings. En so het God toegelaat dat hulle die gevolge van hulle besluite moes dra. Die finale deel van die boek vertel die verhaal van die oorblywende suidelike koninkryk. En hier ontmoet ons baie dapper konings, soos Hiskia, wat op God vertrou as die weermagte van Assirië aan Jerusalem se deur kom klop. Of Josia, wat die verlore boekrol van die Torah in die tempel vind. So hy begin dit lees. Hy is oortuig en hy stel 'n godsdienstige hervorming in en verwyder afgoderry en Kanaanitiese invloede uit die land. Maar Juda is reeds te ver verlore. Die koning reg tussen hierdie twee, Manasse, hy is by verre die ergste.
Hy stel nie net die aanbidding van afgodsbeelde in die tempel in nie, maar begin ook met offers van kinders. En so stuur God profete om te sê die tyd is verstreke. Dis klaar te laat vir Israel. Die laaste hoofstukke vertel die verhaal van die Babyloniese ryk wat Jerusalem kom binneval, die tempel vernietig en die mense en die koninklike lyn van Dawid in ballingskap wegneem. En so eindig die verhaal en laat ons wonder, is God klaar met Israel? Is hy klaar met die lyn van Dawid? Wel, die laaste paragraaf spring omtrent 40 jaar vooruit in die ballingskap in en vertel 'n baie eienaardige verhaal. Dis oor Jojagin, 'n afstammeling van Dawid, wat sou koning word indien hy terug in Jerusalem was. En die koning van Babylon laat hom vry uit die tronk en nooi hom om aan die koninklike tafel te eet vir die res van sy lewe. En so eindig die boek. So dis nie veel nie, maar dit is 'n verhaal wat 'n bietjie hoop gee dat God nie die lyn van Dawid verlaat het nie. So die vraag is nou, hoe gaan God sy beloftes aan Abraham, aan Dawid vervul? Hoe gaan hy die nasie seën en die messiaanse koninkryk laat kom? En om daardie vraag te antwoord, moet jy aanhou lees in die wysheids- en profetiese boeke. Maar vereers is dit die boek van Konings.